Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Kom ons gee die Here lofoffer. Sê vir hom dankie. Amen. Dankie vir die musiekmense, waardeer julle. Kom ons gee vir hulle ook net 'n dankoffer. Is 2 nuwe mense in die kerk vanoggend, dis Boetie en sy vrou Norkee. Hulle sit daar agter. Kom ons gee vir hulle net welkom hier julle. Baie welkom in die huis van die Here. Goed, ons kan die sitplekke inneem. Kom ons sluit net ons oë. Here, dankie vir die voorreg wat ons die goeie nuus, die evangelie van Jesus kan verkondig. Dankie dat ons in eenheid is, Here. Dankie dat dit wat ons alles gesing het, ons geproklameer. En ons wil ook hierdie laaste lied proklameer, dat God van die berge is ook God van die valleie en die dale. Amen. Dit is my tema vanoggend. Ek wil net vir julle sê dat ek het vir Karen, ek is baie anders as ander mense. Ek interfereer nooit met musiek nie. En ek het vir Karen gevra asseblief of sy daai liedjie kan speel. Toe sê pastoor, maar ons het hom al reeds op die lys gesit. Is dit nie 'n bewys dat dit waar is wat ons moet praat vanoggend nie? Amen. So die tema is dan die God van die berge is ook die God van die dale. Ek wil 'n Ou Testamentiese versies lees om net 'n metafoor te verduidelik. Die inleiding, ek dink dis waar die lied ook vandaan kom. In 1 Konings 20 dis die inleiding, is koning Ben-Hadad en 'n koning, hy is die koning van Aram en 23 ander konings. Hulle het die Israeliete omsingel en hulle wil oorlog teen hulle voer. En hulle het 'n boodskap gestuur na die koning van Israel en gesê, ons soek jou vrouens, ons soek jou kinders, ons soek jou als, en hulle het geweet 32 ander konings en die koning self was daar en hulle was in 'n haglike omstandighede. Vers 13 sê, die Here praat, hy sê, ek gee hulle vandag in jou hand, dat jy weet dat ek die Here is. En die Here het gesê, ek gee hulle in jou hand, dat julle kan weet dat ek die Here is. En op 'n bonatuurlike, goddelike manier het die Israeliete hierdie 32 ander konings en die koning verslaan. En dis die God wat ons dien. En God wil vanoggend vir jou sê, dit maak nie saak hoeveel mense rondom hom om jou is nie. Hy gee dit in jou hand, want dit is ons God. Ons het mos daaroor gesing. In 1 Konings 20 vers 23 sê, want die dienaars van die koning van Aram het vir hom gesê, wat het hier gebeur na daardie veldslag, 'n jaar later, het hierdie mense weer bymekaar gekom en hulle het hulle raadgewers geroep en gesê, kom ons laat ons bietjie recap, hoekom het ons verloor? Hoor wat sê hy. En hulle sê, want die dienaars van die konings van die naam van Aram het vir hom gesê, hulle gode is berggode. Daarom was hulle vir ons te sterk, maar as ons met hulle op die vlakte vleg, sal ons sekerlik sterker wees as hulle. So hulle kom terug en sê, weet julle hoekom ons laas verloor het? Want hulle gode, hulle praat van die Israelietse God, is berggode. As ons hulle op die vlakte vat, gaan ons hulle aanvat, dan gaan ons hulle wen. Dis die raad wat hulle gee. En wat sê die Here? Toe kom die man van God nader en sê aan die koning van Israel, so spreek die Here, omdat die Arameërs gesê het, die Here is 'n God van die berge en hy is nie 'n God van die laagtes nie. Daarom sal ek hierdie hele groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet dat ek die Here is. So hy het gesê, die profeet het gekom, en omdat hulle gesê het, dat julle God is net 'n God van die berge, gaan ek hulle in julle hele hand gee. Dis waar die lied vandaan kom, en dis waaroor ons praat. Die God van die berge is ook die God van die laagtes en die valleie. Vers 29b sê, en die kinders van Israel het van Arameërs 100,000 voetgangers
op een dag verslaan. God het hulle verslaan op die vlaktes daar waar hulle sê, daar gaan hulle kan nie oorwin nie. Maar hoekom praat ek dit? Ek wil 'n metafoor gebruik. God is die God van die berge. Hy is die God, baie keer dan, wanneer dit goed gaan met ons, dan is ons mos op die berge. Die goeie dae, God is die dae van goeie dae, ook kinders van die Here. Hy is ook 'n dag in ons dae van voorspoed. Hy is daar in ons dae van oorwinning, in ons dae van rykdom, in ons dae van vreugde en vrede. Hy is daar in ons dae van geluk. Ook die God van die dale. Ek het gister, of in die week nie gister, met iemand anders te gepraat en hy het nie geweet wat ek gaan preek nie. En hy sê vir my, pastoor, weet jy wat nie? Vandag is ek in 'n ander posisie as ek was baie jare terug. Op 'n stadium was ek baie ryk en alles het my so goed gegaan. En ek het toe besef waar ek nou is. Soms as jy op die berge is, wanneer dit net goed gaan met jou, is dit of jy God minder ag. Is dit waar? Ek sien dis 'n paar mense. Hy sê ek is vandag finansiëel nie so goed soos ek was nie. Ek was 'n baie ryk man, maar vandag is ek gelukkig. Dit gaan goed met my. Nie soos ek ryk was nie, maar dit gaan beter met my, want ek weet waar my hulp vandaan kom. My hulp is van die Here. So ek wil praat oor die God van die laagtes ook, die God van die in moeilike tye, in hartseer tye, wanneer jy ongelukkig is, wanneer daar siekte kom, wanneer daar hartseer in jou lewe kom, wanneer jy in stryd is, wanneer jy verlies gely het, in donker tye, in tye wanneer daar ongelukkig oor jou kom. Dit gebeur met ons almal. Elkeen van ons moet weet, daar gaan tye kom waar jy in die laagtes is, kan julle amen sê. Ons moet dit weet. Miskien is jy nou in 'n tyd van laagte. Miskien is jy op pad soontoe, dalk is jy, maar elkeen presies weet wat ek nou sê. In Psalm 23 vers 4 sê Dawid, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U staf en U stok, dit vertroos my. Dawid sê, al gaan ek in 'n dal van doodskade wees, ek sal nie onheil vrees nie. Die van julle wat nie weet nie, in Israel, in Engels noem dit 'n canyon, dit is 'n groot laagte. Is daar 'n groot laagte, dis 'n vallei, en dit is 800 meter hoog gewees. Dit is, as jy daar deurloop, dan jy eintlik in skade wees, in duisternis. En dit is waar Dawid van praat. Dis die metafoor wat hy gebruik het. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wees. So Dawid weet waarvan hy praat. En hy het ook deur 'n dal van doodskade gewees. Ek is seker hier's mense ook hier wat in 'n dal van doodskade wees. Ek wil net iets sê oor skade wees. Julle weet, as jy 'n mens se skade wees sien, dan is hy mos groot. So die skaduwee maak jou bang. Die skaduwee is groter as wat die mens is. Is dit so? 'n Bus is ook groter as sy skaduwee. Maar bus se skaduwee kan jou nie omry nie. Die bus kan jou omry. So baie keer dan is ons bang vir die skaduwee. Ons moet nie bang wees vir die skaduwee nie. Ons moet bang wees vir dit wat die skaduwee bring. Dit is eintlik wat ek wil sê. En weet julle wat? Skaduwee is net wanneer daar lig is. As dit donker is, dan is daar nie skaduwee nie. Wanneer God se lig is daar ook skaduwee, maar ons moet draai na die lig toe. Dis die eerste punt wat ek wil sê. Wat weet ons van valleie? Dit is deel van ons lewens. Dit is onvermybaar. Dit kan nie verhoed word nie. En jy kan daarop reken. Dit is deel van ons lewe. In Deuteronomium 11 vers 11 lees ons die volgende, daar staan: maar die land, en dit is wat die Here vir hulle sê van die beloofde land. Hy sê, maar die land waarin julle oortrek, die beloofde land in hakies vir my, om dit in besit te neem, is 'n land van berge en van laagtes. Soos die land waar ons gaan ingaan, sê hy, is 'n land van berge en verlaagtes, wat van die reën van die Here water drink. Berge en laagtes is selfs in die beloofde land. In 1 Petrus 4 vers 12 lees ons, geliefdes, verbaas julle nie
oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat vir julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Ons moet nie verbaas wees wanneer verproewing en dinge oor ons kom nie. Matteus 5 vers 45 sê, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat die son opgaan op slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Reën en goedheid kom regverdiges en onregverdige. Valleie is onvoorspelbaar. Op 'n goeie dag, jy kan opstaan vir môreoggend of vanoggend, op 'n goeie dag word dit sommer gou 'n slegte dag. Een oproep, een gebeurtenis, een ongelukke en dinge gebeur baie vinnig. Ons almal weet dit. Julle weet, jy kan nou 'n oproep kry en sê, hierdie liedjie wat hulle gesing het, Be Still and Know That I'm God. Dit is 'n liedjie wat vir my en my vrou net terloops so baie beteken. Want ons het ook 'n oproep gekry. Ek was ook by die hospitaal, toe hulle sê, ek soek die kinders, die ouers van hierdie kind. En hulle sê, ek kan niks vir jou kind doen, jou kind is dood. En dit is wanneer ons in verlaagtes is. En dit is wanneer ons weet dat die Here ook daar is. En ek het in my lewe agtergekom dat baie keer is die Here nader aan ons in die tye van laagtes, en tye van moeilikheid, en tye van boodskappe en goed. Ek was bevoorreg om by baie mense te staan wat gesterf het. Vriende van my beste vriend is doodgeskiet, en ek was daar by die begrafnis. Dis tye van hartseer, tye van moeilikheid. Maar daar, eintlik leer 'n les daardeur. Amen. In die laagtes leer mens lesse. Jou lewe verander, en dan weet jy dat God ook daar is. Spreuke 22:27 vers 1 sê, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Niemand van ons weet wat die dag van môre sal bring nie. Ons het opgewonde gesing, maar God is ook daar in die dag wanneer dit nie sleg nie. Ek het 5 valleie wat ek met julle wil praat oor. Die eerste is die vallei van Siddim. In Genesis 14 daar was 'n geveg gewees van 4 leers, 4 teen en 4 vir. Hoor wat daar gebeur. Maar die laagte Siddim is die vers 10 sê, was vol gate en die lijmgrond, en toe die konings van Sodom en Gomorra weggevlug het, het hulle daarin geval, en die wat oorgebly het in die gebergte gevlug. Siddim is van verloor. Wanneer jy in 'n moeilike tyd kom, sê hulle daar, die mense van Sodom en Gomorra het weghardloop. Kind van die Here, miskien is jy in 'n moeilike tyd vandag, miskien in jou omstandighede, maar ek wil jou aanraai om nie weg te hardloop nie. Daar staan, en hulle het weggehardloop, en hulle het gegly en geval. As jy weghardloop van jou omstandighede af, is daar 'n moontlikheid dat jy gly en val. Dis wat die woord sê. Siddim is die vallei van nederlaag. As jy weghardloop en jy gly en jy val, dan gaan jy in die vallei van nederlaag. Ek sê vir julle, wanneer God vir jou 'n woord gegee het, moenie weghardloop nie. Jy gaan gly en val, en jy gaan in 'n nederlaag gaan. As jy weghardloop van jou verantwoordelikhede, wat dit ook al is, net jy weet, dan gaan jy gly en val, en jy gaan val. Moenie weghardloop nie. Staan. God het elkeen van ons 'n woord gegee. Elkeen van ons het 'n lewe gegee. Hoeveel keer het jy nie al gevoel jy wil weghardloop en val nie? Weghardloop van jou werk, weghardloop van jou huwelik, weghardloop van jou omstandighede. Kinders van die Here, ons kan nie weghardloop van ons omstandighede nie. Jy gaan gly en val, en dan is jy in die vlakte van Siddim. Is dit waar wat ek sê? Asseblief kan amen sê. Wat is jou Siddim vandag? Is dit miskien jou gewoontes wat verkeerd is? Is dit miskien jou verhoudings? Is jy miskien verslaaf van iets? Is daar geheime sondes in jou lewe? Waarin is jy vasgevang? Dit maak nie saak wat dit is nie. Moenie weghardloop nie. God gaan jou daardeur dra, want hy's ook die God van die vlaktes.
Kan ons amen sê? Ek wil julle aanmoedig, ek weet dis mense wat seker in die Siddim is, of wat 'n plan maak om weg te kom. Ek wil wegkom van my omstandighede. Die Here het jou daar gesit om 'n verskil te maak. By jou werk het jou gesit, hier by die kerk, om verskil te maak. Moenie weghardloop nie. Ek kan van baie mense sê wat uit die kerk uit weghardloop en wat gegly het en geval het. Maar die woord van die Here sê, 'n regverdige sal 7 keer val, maar hy sal elke keer opstaan. Moenie weghardloop as jy in die vlakte van Siddim is, nie, kind van die Here. Dit is 'n vallei van nederlaag. God is ook die God van die valleie, ook die vallei van nederlaag. En hy wil jou daaruit haal. Vanoggend wil hy vir my en vir jou, wat in daai vallei is, uithaal. Moenie weghardloop nie, hardloop na God toe. Gaan daarna toe, wanneer jy in 'n moeilike omstandighede het, jy keuses. Of jy kan weghardloop van God, of jy gaan na God toe. Mense wat weghardloop, dit gaan altyd sleg met hulle. Amen. Kom ons besluit vandag. Ek ken niemand se omstandighede nie. Maar as jy daar is, in die vallei van Siddim, draai na God toe. Moenie weghardloop nie. As jy weghardloop, gaan jy gly en jy gaan val en dit gaan sleg met jou gaan. Dit is die eerste vallei. Die tweede vallei is die vallei van Eskol. In Numeri 13 vers 27 lees ons, daarop het hulle by die dal van Eskol gekom en daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny en 2 het dit aan 'n draastok gedra om van die granate en ook van die granate en van die ander vye. Waarvan praat ons hierso? Ons praat toe die Here vir die Israeliete gesê het, ek gaan hierdie land vir julle gee. Julle gaan dit inneem, maar julle moet dit self inneem. Wanneer jy by die vallei van Eskol kom, is daar waar God vir jou belofte gemaak het, waar jy sien hierdie belofte, maar jy moet dit inneem. En die Israeliete het teruggekom daar en hulle het ek het nog nooit so groot druiwetros gekry waar 2 mense aan moet dra nie. Dis wat in daai land is. Dis 'n land van melk en honing. Dit is wat die Here vir hulle gegee het. Hier's dit. Maar wat sê hulle? Vers 28 sê, maar die volk wat in die land woon is sterk, sê hulle. En die stede is versterk en baie groot. En as ons ook daar die kinders van Enak gesien, die reuse gesien, dit is die vallei van vrees. Wanneer God vir jou 'n assignment gee, jy weet God gee vir mense moeilike assignments, dis nie maklik wat hy gee nie, maar hy gee dit vir jou, sê hier's dit. En hulle teruggekom, 12 verspieders wat alles gesien het, al hierdie mooi dinge, 10 van hulle het gesê, nee, ons sal dit nie maak nie, daai mense sien ons so sprinkane. 2, die woord van die Here sê, Joshua en Caleb het 'n ander gees in hulle gehad. Hulle het gesê, kom, ons vat die Here het dit vir ons gegee. Die ander 10 sê, nee, hulle is bang, hulle het gevrees, want hulle het nie God genoeg vertrou nie. Wat was die gevolg? Nog 40 jaar het hulle in die woestyn gewandel, en God het gesê, omdat julle nie glo nie, omdat julle vrees, gaan julle nie die beloofde land ingaan nie. Wat het dit met ons te doen? Miskien het dit baie met ons te doen. As God vir jou 'n belofte gegee het, dan kind van die Here wil ek vir jou sê, jy moenie vrees nie. Miskien is jy vandag in hierdie vallei van Eskol. Watter besluit gaan jy maak? Of gaan jy vrees die oorhand gaan kry? En die res van jou lewe sal jy in die woestyn bly? Of gaan jy besluit en sê, dit wat die Here my gegee het, gaan ek vat? God het beloftes aan die kerk gemaak. Die Here se woord sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die hel sal dit nooit oorweldig nie. Partykeer lyk dit vir jou of jy sê nee. Miskien is dit iets in jou lewe wat jou vrees maak. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie deurgaan dit nie. Miskien is daar goedes wat jy moet los en alles en jy vrees daarvoor. God sê in 1 Timoteus 1 vers 17 dink ek sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag en van liefde en selfbeheersing. Die gees van vrees pak ons beet wanneer ons in die vallei van Eskol kom. En ek wil vanoggend vir julle aanmoedig, Eskol gaan bepaal of jy die beloofde land gaan ingaan, of gaan jy doodgaan in die woestyn. Preek ek diep vandag, maar ek preek die waarheid, dit is so. Kom, laat ons nie vrees nie, kinders van die Here.
Ons moet aanhou en vertrou op die Here. Die vallei van Ela is die vallei van konflik. In 1 Samuel 17 vers 3 lees ons, en die Filistyn het diskant teen die berg, en die Israeliete aan die oorkant van die berg gestaan, sodat daar 'n dal tussen hulle is. Ons praat hierso van die Filistyne, van Dawid en Goliat. Die Filistyne diskant van die berg, die Israeliete die kant, en daar was 'n dal, die dal van Ela. En wat het gebeur? Miskien is jy vandag in hierdie vallei van konflik. Jy staan op die een punt en iemand anderste of iets anderste staan op die ander punt. En met die dal van konflik is in die middel. Wanneer ons in 'n probleem is daar altyd 'n probleem of iets teenoor iets anders. En dan in die dal is die dal van konflik. Hulle was bang, die reus het daar gestaan, hoe lank? Tot Dawid daar aangekom het. En hy sê, ek is nie bang vir hierdie reus nie, want my God sal vir my wees. In die dal van konflik het ons God nodig in ons lewe. Amen. Miskien is jy iemand wat in die dal sit. Jy weet, konflik kan wees tussen jou man en die vrou. En die een skree vir die ander een en die ander een skree vir die ander een. Konflik kan wees tussen jou en jou eie dinge. En dan skree hulle vir mekaar. Nee, die Here sê vanoggend, wees soos Dawid sê, in die naam van Jesus sal ek jou verslaan. Ons het laas oor Dawid gepraat en die reus wat sy kop afgekap is. Miskien is hierdie konflik waar jy in vandag is, die oorsaak dat jy nie weet wat om te doen nie. Nou, jy moet iets doen, of jy moet weggaan, hardloop, soos ek gesê het, en gly en val, of jy moet staan en sê, ek gaan hierdie konflik hanteer. Miskien konflik met jouself, miskien met wat 'n konflik ook al, in die dae van Eskon, maak soos Dawid, kind van die Here, geloop jy goed reguit en gaan sê, ek gaan hierdie goeters oorwin in die naam van Jesus. Amen. Die vallei van Bakka, die derde een, in Psalm 84, ek wil die Engelse Bybel lees, die Engelse Bybel, kom ek lees vir julle. Blessed, happy, fortunate, to be is a man whose strength is in the whole heart, are the highways to Zion. Vers 6 sê, passing through the valley of weeping, of Bakka, they make it springs, waterfonteine. Die Afrikaans sê, as jy deur die droë laagte trek, maak jy dit 'n fontein. Ook oortrek dit die vroeë reën, oordek dit die vroeë reën, dit met seëninge. Partykeer kom ons in 'n dal van Bakka. Dis waar jy in 'n dal kom. Een van die groot predikers wat kerke gebou het gesê, die man het gesê, ek het alles probeer hierso. Ons bid, ons hou kerk, ons doen alles, maar hier kom nie mense na vore toe nie. En die vallei van Bakka is daar, ek wil nie sê om te huil, gaan God vir jou help nie. Ek het lank al baie gehuil oor dinge. En die Here se woord sê, dis nie trane wat jou help nie, dis jou geloof. Maar trane, die vallei van Bakka, daar waar jy huil. Hoeveel vrouens het al gehuil oor hulle mans? Hoeveel mense het al gehuil oor hulle kinders? Hoeveel mense was daar in die vallei van Bakka, daar waar hulle getreur het en gehuil het en sê, Here help my. Paulus sê self, my broers, ek gaan vir julle soos in baringsnood, ek bid vir julle soos 'n vrou wat in baringsnood het. Ons het soms nodig om soos in baringsnood te gaan. Ons het soms nodig om te huil voor God, om 'n deurbraak te kry. Dit is behoefte, man. En die ou het vir hom teruggeskryf. Hy sê, ek dink dat jy moet gaan voor God, jy moet by die vallei van Bakka kom, daar waar jy huil, en dit sal jou 'n deurbraak gee.
Daar's verskillende maniere ons deurbraak kry. As iemand hier is, en ek sê dit in ook die kerk en alles, hoeveel keer het jy nie al 'n deurbraak gekry om in die vallei van Bakka te gaan nie, om daar in jou binnekamer te gaan en te gaan huil. Ouer mense, en ek het dit ook al ervaar in my lewe. As jy 'n ernstige probleem met kind van die Here, maak jou deur toe, gaan in jou kamer, gaan bid en gaan huil voor die Here. En die ou mense, vandag wil ek dit sê, bid tot jy deurgebid is, huil, vra vir die Here, tot jy vrede in jou hart kry, en dan kom jy uit daai vallei van Bakka af. Vallei van hartseer, van moeilike dinge, jy kom uit daardeur, om by Bakka te kom, dat weeping before God. Dit is 'n vallei wat ons allemaal al deurgegaan het. Het jy dit al deurgegaan? Weet julle waarvan ek praat? Dat ek net sien, ek sien hier's baie mense wat dit verstaan. So die vallei van Bakka is dan die vallei van hartseer, om te huil voor God. En God sê, ek het jou trane gesien, ek het jou gehoor, ek gaan jou uitred, maar jy moet my eer. Dan maar jy moet my eer. So, kinders van die Here, wanneer ons in hierdie valleie kom, is daar sekere dinge wat ons moet onthou. Jy moet onthou, jy's nie alleen nie. Vallei se skaduwee en goed, God is met jou. Ons het dit gesing, ons het gesê, as die Gees van God, wat Jesus uit die dode ingewerk het, sal ek vir ewig lewe. God is altyd saam met ons, hy is in ons, in al hierdie omstandighede. Ek weet dis mense wat deur omstandighede gaan, ek weet van party, maar die meeste weet ek nie van nie. Ek wil hê dat wanneer jy deur die vallei, moet jy weet, God is ook die God van valleie. Hy is die een wat jou sal uitdra. Hy is die enigste een wat jou kan help. Kan ons sê amen? Geen mens kan jou help nie. Jy kan na mense toe gaan, en hulle sê jammer, en so, gaan na God toe. Hy gaan vir jou help, kind van die Here. Wanneer jy in die vallei van Bakka is, daar sal hy jou help. Job 12 vers 22 sê, hy openbaar dieptes uit die duisternis uit, en doodskaduwee bring hy in die lig. God bring dinge in die lig. God het 'n goeie doel vir hierdie valleie. Vir elkeen van ons valleie het God 'n goeie doel. As ons terugkyk na ons lewe en sê hierdie goed wat ons deurgemaak het, ons leer lesse deur valleie deur te gaan. Amen. As jy een keer oorwin het, dan weet jy mos waar om te oorwin. Jy oorwin deur te glo. Jy oorwin om aan te hou bid, aan te hou te glo, tot die dag kom, tot die lig kom. Moenie moeg word nie, kinders van die Here. Ek weet, ek sê vir julle, hou aan. Die dag wanneer God jou aanraak, dan verander jou lewe. Op een oomblik kan God dinge doen wat jy nie kan glo wat jy kan doen nie. Is dit waar? Ek wil vandag oor my eie goed ook net een dingetjie praat. My vrou like storieetjies. Dis nie 'n storie, dis die waarheid. Ek was regtig in 'n groot moeilikheid gewees. En baie keer kom jy groot moeilikheid, omdat jy dit self veroorsaak, partykeer is jy onskuldig en alles. En ek onthou ek het daar gesit en gesê, vandag is ek in 'n groot moeilikheid. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. Ek sit daar in die gang en die groot manne wag vir my daar in die kantoor, en ek sien, nou is ek moeilikheid. En dan loop een ou verby, en toe hy my sien daar sit, is nie eintlik 'n vriend van my nie, is ook 'n kollega sal ek sê. Toe hy my daar sien sit, toe draai hy om. Toe gaan hy na die persone daar. Hy sê, ek kan nie stil bly nie, ek moet iets gaan vertel vandag. En daai man het omgegaan en het in die kantoor gepraat, en my lewe het gered gewees, asof van een ou, wat net oor, hy sê, nee, ek kan nie stil bly nie, hulle gooi hierdie man vir die wolwe, hulle gaan hom klaarmaak. Hy het omgestaan en het net so gedraai, net so. God draai 'n ding, wanneer 'n ding is net so. Hy gebruik mense, hy gebruik omstandighede, hy gebruik goeders om net so om te draai. En ek het 'n oorwinning uitgedruk. Daar was groot papiere, dik dokumente. En 'n groot offisier het net daar geskryf, hierdie is alles valse bewering, gestamp en geteken en sy gaan. Dis hoe Here werk. Amen. So die Here moet julle ook so werk. As julle probleme het, vertrou die Here. Ek dink baie van julle kan getuig daaroor, dat die Here daar is vir jou, wanneer jy in die moeilike tye is. God is daar, in die goeie tye, en in die slegte tye. En God het 'n goeie doel vir ons lewe. Romeine 5 vers 3 tot 5 lees ons, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in verdrukking, omdat ons weet dat verdrukking lydsaamheid werk, en lydsaamheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat ons
die liefde van God in ons hart, omdat die liefde van God in ons harte is. Ons weet, om die Here te dien, veroorsaak verdrukking, lydsaamheid, dit bring hoop deur die Heilige Gees wat God in ons is. En ons moet weet, hierdie beloning wat ons gaan kry, is 'n ewige beloning. Kinders van die Here, as ons net kan weet wat dit is, want God gee vir ons 'n ewige beloning, ewig. Ons siel is gemaak om vir altyd te lewe. En terwyl ons hier op die aarde is, deur die tye van berge en dale deurgaan en God met ons is, wil hy het vir ons 'n ewige huis, 'n ewige huis. Hierdie dinge gaan alles verby. Al ons probleme en alles gaan eendag verby. Amen. Ek het so uitgesien eintlik na die wederkoms. Wie van julle het uitgesien daarna? Ek is spyt dat die Here nie gekom het nie, maar hy gaan kom. Ek het geweet. Dankie. Ons moet uitsien na die wederkoms. Ongeag as ons in die valleie of op die berge is. Die beloning is 'n ewige beloning. Valleie kom, maar ons het 'n herder. Ons het 'n herder. Die Here is ons herder. Hy lei ons na waters waar rus is, na groen weivelde toe. Maar as ons herder wil volg, dan moet ons hom aanneem en ons volg ten volle deur die berge, deur die dale. Die Here sê, ek is julle herder, ek volg agter my aan. My skape hoor my stem. Ons moet die stem van die Here hoor, wanneer hy ons lei deur al die omstandighede, deur al hierdie valleie en dinge en goeters. Amen. Goed, die laaste een, die vallei van beslissing. In Joël 3 vers 14 lees ons van die vallei van besluitneming, vallei van beslissing. Menigtes in die dal van beslissing, wat naby is, die dag van beslissing. Menigtes is in die dal van naby is die dag van beslissing. Wat is die dag van beslissing? Dis wanneer Jesus kom, maar ons moet 'n besluit neem, kind van die Here. Jy moet 'n besluit neem of jy die Here gaan aanneem as jy saligmaker of jou verlossing. En die dal van beslissing is, die woord sê so, en die dal van beslissing, van naby is die dal van beslissing. Ons is naby aan die dal van beslissing. God gaan eendag oor ek en jy uitspreek en sê, wat het jy gedoen toe jy in die vallei was? Het jy weggehardloop of het jy gestaan deur die Heilige Gees gelei? Dis die vraag. Vallei, ek wil net weer afsluit en mooi verduidelik. Die valleie van Sidon is die valleie van neerlaag. Daar waar jy weghardloop, daar waar jy val. En die vallei van Eskon is die vallei van vrees. Daar kom vrees oor 'n mens. Jy weet, ons mense baie keer sê die Here vir jou, jy moet gaan getuig, jy moet iets doen. Dan kry daar vrees oor jou. En hierdie vrees maak dat jy bang is om vorentoe te gaan en sê, ek wil iets sê. Daardie man wat my lewe gered het, hy het die vrees oorwin, hy het nie omgegee wat gaan aan nie. Hy sê, ek gaan die waarheid praat hierso. Die vallei van Elah, die vallei van konflik. Die vallei van Baka en die vallei van beslissing. 5 valleie wat ons vandag hierso bespreek het. Weet dit, God is ook die God van die valleie. Vertrou hom, roep hom aan en God sal vir ons help in hierdie valleie wat ons deurgaan. Amen. Dis my woord. Dis my woord. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dankie Here dat ons vandag kon weer eens besef dat die woord van God die waarheid is. Dankie Here Jesus dat U die God is van die berge, die God van oorwinning, die God van waar dit goed gaan met ons. Maar bovenal wil ek vir U dankie sê dat U ook die God van die valleie is. Here, ek weet hier's mense wat deur valleie gaan, wat in valleie is. Dankie dat hulle bemoediging sal kry. Hoe om hierdie valleie waarin hulle is te oorwin, deur te vertrou dat God nie net die God van die berge is nie, maar ook die valleie. Dankie Here, ek bid vir oorwinning vir elkeen wat hier is. En ook vir die mense wat hier is, wat op die berge is, om vir ander mense raad te kan gee. Dankie Here dat U vir ons bemagtig om vir mense raad te gaan gee en vir onsself raad te gee, sodat wanneer ons in die vallei van
enige van hierdie 5 valleie is, dat ons presies sal weet wat om te doen. Dankie dat die woord vir vandag is, vir vandag, hier, is mense wat deur hierdie goed gaan. Dankie Here dat U ons leer hoe om dit te hanteer, in Jesus se naam, amen en amen.